Okay, so in hierdie video gaan ek kyk na kwadratiese eksponensiële vergelykings. So dit is basies 'n gewone eksponensiële vergelyking wat jy met behulp van 'n K-metode kwadraties gaan maak en dan van daar af gaan jy jou eksponente oplos. Nou ons kry twee tipes van hierdie K-metode eksponensiële vergelykings. Die eerste een, soos wat ek hier geskryf het, is waar jy kan sien die een mag is dubbel soveel soos die ander een. So dan is daar sekere stappe wat ons daar gaan volg. Die tweede tipe is die magte dieselfde, maar dan verskil die een se teken en dan is daar 'n ander roete wat jy daar gaan volg. So kom ons begin gou met hierdie een. Die eerste ding wat ek gaan doen is ek gaan eers net hierdie saamgestelde mag gaan split. So ek gaan daai 2 to die mag 2x maak maal 2 to die mag 2. Die 5 maal 2 to die mag x kan ek so los en dan gaan ek daai min 1 oorgooi, dan word dit 'n plus 1 gelyk aan 0. Nou, wat ons hierso gaan doen is, soos ek sê, jy moet raak sien die een mag is dubbel soveel soos die ander mag. So ek gaan daai 2 to die mag 2x net gou vir jou wys, kan ek anders gaan skryf. Dis eintlik 2 to die mag x kwadraat. So dis eintlik die middelste een wat net gekwadreer is. En daarom sê ons, as ons nou hierdie kant gaan skryf, stel 2 to die mag x gelyk aan k, so jy stel die kleintjie gelyk aan k, dan staan hier nou eintlik k kwadraat. Reg. Nou dit beteken, as ek teruggaan na hierdie vergelyking toe, dan kan ek nou daai hele stuk vervang met k kwadraat maal 4 minus 5 maal k plus 1 gelyk aan 0. So nou het jy eintlik 'n gewone kwadratiese drieterm. Ek gaan sê 4k kwadraat min 5k plus 1 gelyk aan 0. En nou gaan jy net daai drieterm faktoriseer. So ons maak so kruisie. Sê ons faktore van 4 gaan ons probeer 1 maal 4 en 1 maal 1. Dan van onder af boontoe 4 maal 1 gee 4, 1 maal 1 gee 1. Ons probeer by min 5 uitkom, so beide tekens moet minusse wees. En dit beteken my hakies gaan wees k minus 1 maal met 4k minus 1 gelyk aan 0. En as twee hakies maal en die antwoord is gelyk aan 0, dan weet jy k gaan gelyk wees aan 1 of k gaan gelyk wees aan 'n kwart. Reg. Nou moet jy baie versigtig wees dat jy nie die toets hierso stop nie. Onthou, die vraag het nie k ingehaat nie. Jy het 'n k gaan insit. Met ander woorde, jy moet nou aan die einde onthou om terug te vervang. K het ons gesê is eintlik 2 to die mag x. So nou staan hier 2 to die mag x is 1 of 2 to die mag x is 'n kwart. So aan hierdie kant iets tot die mag 1 of as die antwoord 1 moet wees, weet jy, dis 2 to die mag 0. Onthou daai spesiale geval en dit maak x 0. Of aan hierdie kant, wat gaan ek met daai kwart doen? Ek maak 'n 2 to die mag min 2 sodat x gelyk is aan min 2. Onthou, by eksponensiële vergelykings is die doel om die grondtalle dieselfde te kry sodat jy die magte gelyk kan stel. Reg. Die ander tipe eksponensiële vergelykings wat jy ook gedoen het, is die x op die grond, so dan is die grondtal die onbekende, dan probeer jy die magte dieselfde kry of die magte heeltemal wegkry vir jou om jou x op te los. So daai is my eerste tipe, is waar die mag aan die voorkant of iewers dubbel soveel is soos 'n ander mag. Dan maak ons die kleintjie k en die ander een k kwadraat. Okay. Dan my tweede een lyk so. Ons gaan doen 3 to die mag x min 3 to die mag 1 min x min 2 gelyk aan 0. So selfde storie, ek gaan eers gou die saamgestelde magte gaan split. So ek gaan sê, ek verander hierdie in 3 to die mag 1 maal 3 to die mag min x min 2 gelyk aan 0. So nou kan jy sien, die mag is nie dubbel soveel nie, hulle is identies, maar die een se teken verskil. So wat ons hier gaan doen is, ons maak eers 'n breek. Kom ons gaan sê, ons skuif daai 3 to die mag min x af onder toe, dan word hy onder 3 to die mag x minus 2 gelyk aan 0. Reg? En nou kan jy sien, daai mag is nou identies en hulle herhaal eintlik net, so ek gaan daai 3 to die mag x nou gelyk gaan stel aan k. En nou gaan hierso staan k minus 3 op k minus 2 gelyk aan 0. Nou, wat doen jy as jy 'n vergelyking het met breuke in en daar's noemers wat nie dieselfde is nie? Jy kry 'n KGV. En nou is die KGV met k. Wat beteken hierdie term wat op 1 staan, gaan met maal met k, so hy word k kwadraat. Daai is klaar reg, hy bly so en daai word min 2k gelyk aan 0. Reg. So in 3 term vorm is dit k kwadraat min 2k min 3 gelyk aan 0. En as ek daai nou gaan faktoriseer, gaan ek sê met faktore van 3 moet ek by 2 uitkom, so dit gaan wees min 3 en k plus 1 gelyk aan 0. So my k is of 3 of minus 1. En dan gaan ek terug na my stel 3 to die mag x gelyk aan k toe, wat beteken 3 to die mag x is 3 of 3 to die mag x is minus 1.
So vir 3 tot die mag x gelyk aan 3 tot die mag 1 beteken dit x is 1. Nou enige positiewe getal tot enige mag kan nie 'n minus gee nie, wat beteken hierdie kant is daar geen reële oplossing. So ons gaan daarso sê nie van toepassing. Jy kan ook net skryf geen reële oplossing. So daar is niks nie, daar is nie 'n antwoord vir x sodat jy 3 tot die mag enigiets kan vat en aan die ander kant 'n minus kan kry nie. OK. Kom ons kyk na nommer 3. So by nommer 3 gaan ek doen 2 tot die mag 2x minus 2 maal 2 tot die mag x plus 1 gelyk aan 0. So daar kan jy nou weer sien, een mag is dubbel soveel soos die ander mag. So ons gaan net gou vinnig daardeur. Ek stel 2 tot die mag x gelyk aan k, dan staan hier k kwadraat min 2k plus 1 gelyk aan 0. So dan as ek daai drie term faktoriseer, is dit k min 1 maal met k min 1 gelyk aan 0. So k moet 1 wees, so 2 tot die mag x moet 1 wees. 2 tot die mag x is dan 2 tot die mag 0. So x is 0. Sien, so dit kan baie vinnig gaan as jy presies weet wat jy besig is om te doen. So jy moet hierdie goeders definitief nogal 'n paar keer gaan oefen, dat jy gemaklik raak daarmee, dat jy nie meer wonder of twyfel waar hierdie k nou moet kom of waar hy vandaan kom nie. Dan kyk ons na nommer 4. Gee ek vir jou 9 tot die mag x plus 1 minus 10 maal 3 tot die mag x plus 1 gelyk aan 0. So nou, wat gaan ons daar doen? Daarso sit ons nou met 'n 9 sowel as 'n 3. Nou onthou, jy gaan nou getalle wat nie priemgetalle is nie, so saamgestelde getalle gaan jy eers priem faktoriseer. So ek gaan daai 9 verander in 'n 3 kwadraat en dan tot die mag x plus 1 langs aan. Die 10 gaan ek so los, want hy is eintlik net langs die 3 tot die mag x. En onthou, ons gaan eintlik mos die 3 tot die mag x in 'n k verander, so die 10 is nie eintlik 'n issue nie. So wat gaan nou hierso gebeur? Hier gaan nou staan 3 tot die mag 2x plus 2. Onthou dat daai 2 moet maal met die x sowel as met die 1. Moenie daai agterste 1 vergeet dat hy ook met die 2 moet maal nie. Minus 10 maal 3 tot die mag x plus 1 gelyk aan 0. Dan split ek my saamgestelde magte, so ek maak daai 3 tot die mag 2x en 3 tot die mag 2. 10 keer 3 tot die mag x plus 1 gelyk aan 0. En daar is hy nou in daai standaardvorm, waar jy kan sien, die een mag is dubbel soveel soos die ander mag. So al wat jy nou gaan doen, jy stel 3 tot die mag x gelyk aan k, dan gaan hierso staan k kwadraat maal 3 kwadraat, minus 10 maal k plus 1 gelyk aan 0. So hierso staan dan nou 9k kwadraat, minus 10k plus 1 is gelyk aan 0. So as ons hom gaan faktoriseer, gaan ons probeer 1 maal 9 en 1 maal 1. So as ons min 10 wil hê, moet dit min 9 min 1 wees. So die hakies is k minus 1 maal met 9k minus 1. So met ander woorde, k is 1 of k is 'n negende. En onthou nou, die som het nie k ingehaat nie, so jy moet gaan terugvervang. So nou gaan jy net sê, dit wil sê 3 tot die mag x is 1. So 3 tot die mag x is 3 tot die mag 0, so x is 0. Of aan hierdie kant, 3 tot die mag x is 'n negende. En 'n negende kan geskryf word as 3 tot die mag min 2, so x is min 2. OK. Dan, nommer 5. Gaan ons kyk na 10 tot die mag x minus 11 plus 10 tot die mag 1 min x gelyk aan 0. So daarso sal jy nou sien, dis 10 tot die mag x en 10 tot die mag min x. So ons het gesê dis die tweede tipe, waar die magte dieselfde is met die tekenverskil. So wat het ons daar gedoen? Ons het gesê ons gaan daai negatiewe mag eers positief maak. So ek split hom, 10 tot die mag 1 en 10 tot die mag min x, gaan ek afskuif onder toe, dan word hy positief, né? Dan gaan stel ons die 10 tot die mag x gelyk aan k. Nou hierso is die 10 nie regtig so krities nie. Dit is nie nodig om dit te verander in 2 maal 5 nie. Want verstaan, die grondtal is steeds dieselfde, die magte is dieselfde, dis net die teken wat verskil. So jy vat die hele 10 net so en maak die hele ding net op een slag k. Nou van daar af gaan hier dan nou staan k minus 11 plus 10 op k gelyk aan 0. So breuke in 'n vergelyking, KGV is k. Dan beteken dit hier gaan staan k kwadraat min 11k plus 10 is gelyk aan 0. Faktore van 10 wat by 11 kan uitkom, gaan net wees k min 10 en k min 1. So jou k is 10 of jou k is 1. En dit beteken 10 tot die mag x is 10, so x is 1, of
10 to die mag x is 1. Wat eintlik mos 10 to die mag 0 is, so x is 0. So dis regtig, dis baie straightforward. Jy moet net dit bietjie gaan oefen en vertroud raak met hierdie eksponentwette hier aan die begin, hoe om die goed te split, hoe om die magte positief te kry en so aan. So kom ons kyk na nog 'n voorbeeld, nommer 6. Gaan ek kyk na 2 to die mag 2x gelyk aan 2 to die mag 2 maal 2 to die mag x plus 8. So daarso kan jy nou weer eens sien, die mag is dubbel soveel soos die ander mag. So jy weet klaar jy gaan die een kant k maak. En dis nie nodig om hierdie eers te probeer inmaal of enigiets nie. Maak dit k. Die oomblik as jy weet jy kan dit k maak, dan word die som baie eenvoudiger en dan weet jy half klaar wat om met hom te doen van daar af. So as ek nou gaan sê stel 2 to die mag x gelyk aan k, dan gaan hier nou staan k kwadraat is gelyk aan 4 maal k plus 8. So met ander woorde, k kwadraat is 4k plus 8 maal 4 is 32. So nou van daar af kan ek net alles gaan oorgooi. K kwadraat min 4k min 32 is 0. En dan moet ons met faktore van 32 by 4 probeer uitkom. En jy het nou net gesê 4 maal 8 en die verskil tussen dit is 4. So met ander woorde, ons gaan hierso probeer k minus 8 maal met k plus 4. En dit beteken k moet of 8 wees of k moet min 4 wees. So nou van daar af kan ek sê 2 to die mag x is 8 of 2 to die mag x is min 4. So hierdie kan geskryf word as 2 to die mag 3, wat my x dan nou 3 maak. Daai kan geskryf word as minus 2 kwadraat. Maar onthou wat het ek nou gesê, 'n positiewe getal tot enige mag kan nie vir jou 'n minus gee nie. Jy kan nie 'n minus aan hierdie kant kry nie, dis onmoontlik. So daai kant gaan ek net sê nie van toepassing, want daar is eintlik geen reële oplossing. Ok, nou kyk ons na nommer 7. Nommer 7 sê 3 to die mag min 2x plus 8 maal 3 to die mag min x is gelyk aan 9. So daarso is daar nou twee goed. Die tekens is beide minusse en die een mag is dubbel soveel soos die ander mag, né? Nou hoe gaan ek dit nou hanteer? Want moet ek nou die min x afskuif ondertoe om positief te maak of wat moet ek nou doen? So wat jy hierso kan doen is, onthou daai min 2x is nog steeds dubbel soveel soos min x, reg? So dit is eintlik nog steeds dieselfde konsep. As ek hier vir jou aan die kant wys, 3 to die mag min 2x is nog steeds 3 to die mag min x tot die mag 2. So dit is nog steeds dieselfde konsep. Jy gaan nog steeds hierdie k maak en dan is dit k kwadraat. Jy kan die goed ook alles afskuif, maar dan sit jy met verskriklik baie breuke met 'n complicated KGV, so ek sal voorstel dat jy eerder nie dit doen nie. Ok, so wat ons hierso gaan doen, ons gaan sê stel daai 3 to die mag min x gelyk aan k, want nou gaan hierso nog steeds staan k kwadraat plus 8k is gelyk aan 9. Met ander woorde, k kwadraat plus 8k minus 9 is 0. So as ek daai gaan faktoriseer, dan gaan ek moet sê k plus 9 maal met k min 1, want daai twee saam gee dan nou jou plus 8. So k is min 9 of k is 1. En as ek nou terug gaan, dan gaan ek nou net sê 3 to die mag min x moet dan nou min 9 wees, of 3 to die mag min x moet 1 wees. So kom ons doen eers hierdie een. 3 to die mag min x gelyk aan 3 to die mag 0. So min x is 0, so x is 0. So dit is 'n valid opsie. Aan hierdie kant, wat moet ek hierdie kant doen? Want nou het ek 'n positiewe getal, en ek het gesê 'n positiewe getal tot enige mag kan nie vir jou 'n minus gee nie. So wat nou van die minus mag? Kan hy nou uitwerk, kan hy nou nie uitwerk nie? So kom ek wys jou. 'n minus mag beteken mos eintlik 3 to die mag min 1 tot die mag x is minus 9. Reg? En wat is 3 to die mag min 1 eintlik? 'n derde. So jy het 'n derde tot die mag x gelyk aan minus 9. En dan geld dieselfde reël. Dis 'n positiewe getal tot enige mag kan nie vir jou 'n minus gee nie. So moenie laat daai minus mag jou confuse nie. Gaan split die ding, maak hom positief, figure uit wat daar aangaan, maar 'n positiewe getal tot enige mag kan nie vir jou 'n minus gee nie. So hierdie kant is nie van toepassing want daar's geen reële oplossing nie. OK. Dan kyk ons na nommer 8. Nommer 8 laaste een. 3 to die mag 2 min x plus 2 to die mag 3 is 3 to die mag x. So daarso kan jy nou weer sien, die magte is identies, maar daar's 'n tekenverskil. So ek gaan hom split, ek maak 'n 3 kwadraat, 3 to die mag min x plus 8 gelyk aan 3 to die mag x. Reg? Dit ons gesê ons gaan die negatiewe mag eers afskuif ondertoe, dat hulle dieselfde kan lyk. So daar is 3 kwadraat op 3 to die mag x plus 8 gelyk aan 3 to die mag x.
dan stel ons 3 tot die mag x gelyk aan k. So nou gaan jy eintlik staan 9 op k plus 8 is gelyk aan k. Reg, breuke in 'n vergelyking, KGV. KGV is k. Met ander woorde, hierdie term is klaar reg, daai een gaan maal k, en die agtersteen gaan 'n k kwadraat word. So as ek nou als gaan oorgooi, dan gaan ek kry k kwadraat min 8k min 9 is 0. Faktore van 9 wat dan nou hier kan uitkom, gaan nou wees k min 9, k plus 1. So van daar af, k is 9 of k is minus 1. Wat beteken as ek teruggaan na my gestel toe, 3x was k. So nou is 3 tot die mag x 9 of 3 tot die mag x is minus 1. So 3 tot die mag x is 3 kwadraat of 3 tot die mag x is min 1. So dit beteken x is 2 aan hierdie kant en daai kant nie van toepassing, want 'n positiewe getal tot enige mag kan nie minus gee nie. So dis baie eenvoudig, gaan oefen dit net baie en leer om raak te sien waar hierdie k's lê en hoe om die goeders reg te kry. En dis dit.